Ons is besig met die 7 kruiswoorde van Jesus. Ons kom vandag by die derde een en ons gaan kyk na Johannes 19 vers 26 en 27. Dis die laaste een voor die duisternis. Jesus praat een keer in die duisternis en dan 3 keer weer daarna. So, kom ons lees. Interessante gedeelte die maar ontsettend belangrik. Ons paar goedjies wat ek nog nooit voorheen raak gesien het nie, wat ek nou raak gesien het. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Nou, ek wil net eers daar stop, en ek gaan met u vanoggend oor 3 goed praat. Punt 1, as ons dit so kan noem, Nika hou van punte. Jy moet puntsgewys, so orde. Nou, orde 1 is Jesus se hart vir sy ma. Dis nogals interessant, op hierdie stadium aan die kruis het Jesus nog nie eenmal gepraat oor sy eie behoefte nie. Hy's in pyn, en hy's in smart, en hy's moeg, en hy's, ek wil amper sê, sy bloed uitgegiet vir die mensdom, maar hy's ingezoom, in die eerste plek, ingezoom op die mens. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat hy eintlik vir God sê is, Vader, hierdie mense besef nie wat hulle doen nie. Hulle is verblind en deur die duiwel. Hy plaas 'n sluier oor hulle. Is eintlik besig om in sy hande in te werk. So Vader, moet hulle tog nie straf nie. Moet niks aan hulle doen nie. Sy hart klop vir die verlossing van die mensdom vir hulle sondes, dat hulle nie straf ontvang nie. Die tweede een is Jesus se hartklop en behoefte vir die belydenis van 'n misdadiger langs hom wat erken wie hy is. En hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ingezoom op die hele mensdom, ingezoom om iemand in die paradys te kry, en dan die derde een ingezoom op die behoefte van sy moeder. En ek dink die eerste ding wat ou hier moet verstaan is Jesus is 'n seun van 'n moeder. Nou, as u 'n kind het, sal u dit miskien duideliker verstaan, dat sy ma, die trauma wat sy ma op hierdie stadium deurgaan, is nie maar net iets gering nie. Dit wat sy deurgaan is geweldig. Sy sien hoe hulle besig is om haar kind te verwoes. Sy het hom 9 maande in haar baarmoeder gedra. Sy het aan Jesus geboorte gegee. Sy het hom uitgedruk in pyn in 'n stal. Jy weet, Maria het redelik prys betaal vir Jesus, hoor. Jy moet nie dink daar was geen prys op haar lewe nie. Nadat sy geboorte gegee het, nie eens op 'n fancy plek nie. Wat net gou die eerste ding. Sy was 'n maagd en ongetroud en sy raak swanger. Dis 'n verskriklike ding in daai tyd. Van daar af moet sy wegkruip met Jesus, daar's nie plek in die herberg nie, sy kram in 'n stal. Van daar af wil Herodes hulle doodmaak en hulle word vervolg en hulle moet weg, hardloop Egipte toe vir hoeveel jaar om Jesus weg te steek. Weg van haar familie af, weg van die bekende af, weg van die plek waarin sy gewoond is om te wees en hoe sy dalk gedroom het, haar eerste kind en hoe sy hom gaan opbring, weg na Egipte. Hulle moes vlug vir hulle lewe. En jy weet, Herodes was 'n verskriklike mens en hulle het dit baie duidelik geweet. Weet, en hier is Jesus aan die kruis. Sy het aanskou hoe hulle hom 40 houe met 'n 39 houe met 'n sweep uitmekaar uitslaan. Hoe Caiaphas hom uitbring met kleed oor, doringkroon op sy kop. Hulle hom bespot en hulle skree, kruisig hom, kruisig hom. Dink net die hart van 'n moeder op daardie stadium. Caiaphas wil eintlik sê, nee, hy moet gekruisig word nie. Hier staan hierdie een moeder, die hele volk skree, kruisig hom. Die hele volk kies vir Barabbas, nie vir Jesus nie. Dink net die hart van daai ma, sy besef, hier kan dit nou gebeur, of sy lewe kan gered word, of hy gaan gekruisig word. Die trauma en die spanning in haar binnewêreld. Nou, hier's nog ietsie anders wat hier gebeur. Nou jy sien die verskil in uitwerking baie maal
as jy met mense werk in 'n beradingssetup, die manier wat dood na jou toe kom, hoe jy dit verwerk en wat dit in jou binnewêreld doen, het 'n verskillende effek. Byvoorbeeld, ek gaan nou sommer myself of my susters of wie ook al is, maar wie maak nie saak nie. My pa het kanker gehad. Dit was nog steeds 'n skok, toe hy daar kom, toe sê die dokter vir hom, jy het net 2 weke om te lewe. Ons kon dit nie glo nie, wat, jy kom nou by die hospitaal, die dokter sê vir jou, die organe is 2 weke, hy het 'n week gelewe. Maar jy kon by hom sit, en jy kon met hom praat, en jy kon vir hom sê wat jy vir hom werklik wou sê, want jy het die geleentheid om dit te doen. Jy kan hom vergifnis vra vir sekere goed. Hy kan vir jou sekere goed sê, jy tyd om die ding te verwerk, want jy weet, die dood is op pad, dit kom. Jy kan by die siekbed sit, jy kan sien hoe hy agteruit gaan, maar die manier hoe jy die dood wat op pad is hanteer, is verskillend wanneer jy die dood beleef in 'n skokstoestand. Dit het 'n verskillende uitwerking op jou siel. Dit het 'n verskillende uitwerking wat dit in jou binnewêreld doen. Byvoorbeeld, ek het gesien as 'n kind hoe my susters en my ma die dood van my pa hanteer. Hoe hulle daar kon sit en hulle kon saam met my pa huil en hulle kon vir hom sê hulle is lief vir hom, hulle kon verseker goed onvergifnis vra en hy kon hulle gerus stel dat hy was vir hulle so ontsettend lief deur al die ou tiener tantrums wat hulle gehad het. Ek het 4 susters gehad, jy moet weet 4 susters is hulle tantrums gooi op Pelly. Nou Louis, dis dan waar ons aan lakkie is, hoor. Kyk, want dogtertjies, stemmetjies kan hoog en hulle kan lelik hy pony swaai en die deure word gegooi en die musiek gaan hard. Ek het 'n tiener in 'n klein liggampie, jy weet, maar ons los dit ding daar. Maar toe my pa vir ons die oggend sê, hoe die jou broer was geskiet in die oggendure, die dokter het gesê, ons moet inkom hospitaal, toe ons ry daar Waterfront toe in die Kaap, en my pa en my suster en my ma gaan daar in die dokter se kamertjie in. Hulle het niks verwag nie, hulle het nie geweet nie. Toe die dokter hulle bel, is hy nog besig om hom te opereer. Toe hulle daar kom, toe hoor hulle, jammer, jou seun is dood. Daai belewenis van jy het nie die dood verwag nie. Dis 'n skok in jou siel. Dit het 'n ander effek op jou binnewêreld. Nou, jy sê nie dit vir mense in die beradingskamer, maar weet jy wat, van daai een herstel jy nie. Dit los 'n letsel. Dit los 'n groot letsel, dit bly daar. Jy gaan herinner word daaraan. Want dit is 'n, sê byvoorbeeld, jy kom by die huis aan. Daar's 'n rede hoekom ek dit vir jou noem. Want ek wil hê jy moet iets verstaan wat in Maria se hart aangaan hierso. As jy weet, daar's 'n inbreker by jou huis, die adrenalienpomp, al die emosies is daar, maar jy's voorberei om hom tegemoet te gaan. Maar as jy by jou huis inkom, ewe skielik, hier kom 'n boef op jou af met 'n mes, sê gou vir my, is dit dieselfde reaksie in jou binnewêreld? Nee. Ek wil amper sê, met die een beskuit jy jou amper, met die ander een nie. Los dit daar, ons gaan nie uitbrei op dit nie. Sorry, lovey. Mama, ek is jammer, my skoonmoeder gaan vir my vasvat oor die ding nou. Die roadblocks, as ek haar kom, nou sê hulle vir my, jy moet by die til kom maar voor, en vir hulle sê, jy siek is, ek gaan nie vir jou vertel wat ek gesê het nie, maar dan is dit ek 'n hash tekenkies, want jy kan nie lelik praat op die ding. Ek het nie lelik praat, ek het poef genoem. Ek het my bepoef. Daar's jy siekte vir daai ding op roadblocksie. Jy traai verskillende goed in die game, maar dit is nogal so nice, jy kan glad nie lelik praat dan nie, hoor. Daai is 'n lelike woordie. Maar in elk geval, daar's 'n verskil tussen wanneer jy iets verwag en jy sien dit kom, en wanneer jy 'n skokstoestand rondom iets in jou lewe beleef. Daar is 'n duidelike verskil in wat dit in jou siel doen. Nou hoor hier. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. Dis vir Maria, né? Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. Jy moet onthou, Maria weet Jesus, maar ek dink ook nie sy wou glo nie, sy weet nie wanneer kom die uur nie.
Jesus het met die laaste Pasga besig van daar af in die tuin van Getsemane, van daar af gevange neem. Iewers moes iemand vir haar by die huis kom sê, hoor die Jesus is gevange geneem. Binne 24 uur hang Jesus aan 'n kruis. Sy het dit nie verwag nie, sy het dit nie sien kom nie. Sy het nie geweet, hier is dit nou nie. Sy het nie tyd gehad om met hom te praat nie. Sy het nie tyd gehad om haar emosies met hom te deel nie. Sy het nie tyd gehad om die ding te verwerk, want dit kom oor 'n tydjie nie. Dit het gekom soos 'n swaard wat haar siel deurboor, en dit het haar diep gepenetreer, dwars deur gegaan, sê die woord, wat deur jou eie siel sal gaan. Hierdie kruisiging was nie vir Maria 'n ligtelike ding. Dit was vir haar 'n verskriklike, traumatiese ding om te sien wat met haar kind gebeur. Want dis haar kind. En weet jy, Jesus sien die gebrokenheid van sy ma. En een van die goed waarin hy aandag gee toe hy hulle sien, want dit sê en toe Jesus sy moeder sien. Nou daai woordjie vir sien wat hierso deurkom, is die woordjie idon of idu. Die Afrikaans het dit sommer in die ander 2 verse heeltemal uitvertaal wat ek kan nie verstaan hoekom hulle dit is eers daar nie. Ek het gegaan na die Griekse Bybel, dis definitief daar. Dis eintlik die woordjie aanskou of behold. En dit maak 'n groot impak oor wat Jesus eintlik hier doen, as ons kom by punt 2. Maar dit sê het sy moeder gesien, en dit is om te begryp wat in haar hart aangaan. En die eerste ding wat hy doen is hy wil aandag gee om te sê, Johannes, my moeder. Sy hart klop vir die versorging van sy ma, want hy weet hy gaan sterf. Hy's die oudste seun, hy's eintlik die een na Josef se dood wat na sy ma moet kyk. En hy gee haar oor aan Johannes sodat sy versorg kan word. Want hy weet sy gaan na hierdie trauma iemand nodig hê. Sy gaan versorging nodig hê, fisiese versorging, emosionele versorging. Iemand gaan saam met haar pad moet stap. Want sy's gewond en sy's gebroken. En weet, dis die interessante ding na my broer se sterfte, hoe my ma en pa dag na dag weggekwyn het. Hulle is beide 2 jaar daarna, die ene jaar daarna dood, aan een 2 jaar gehou dood. Hulle kon die dood van daai kind nie verwerk nie. Dit was vir hulle so traumaties, wat in hulle siel gebeur het, soos wat daai swaard hulle siel deurboor het. Hulle kon die afsterwe van 'n kind wat hulle nie verwag het nie, op 'n manier wat eintlik gruisam was. Hulle het sy aorte afgeskiet, het doodgebloei. Hulle het sy vriend 9 skote geskiet. Vir hom 1, net op die verkeerde plek, hy kon dalk survive het. Maar dit was traumaties. 2 jaar daarna, beide dood. Hulle het dit nie gemaak nie. Weggekwyn. En Jesus ken en weet wat dit is, wanneer 'n ouer 'n kind aan die dood afstaan. Dit is nie iets gering nie. 'n Ouer is nie gemaak om 'n kind te sien sterf nie. Geen ouer se binnewêreld kan voorberei word vir die afgee van 'n kind aan die dood nie. Daar gebeur iets in jou binnewêreld wat ek amper vir u wil sê is, jy leer om saam met dit te leef, maar jy herstel nooit 100% daarvan. Want dit het 'n verskriklike impak op jou lewe. Kom ons gaan aan, punt 2. Dit sê hierso, en Jesus sê vir Maria, en sê vir sy moeder, vrou, daar is u seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Nou die engel sê, when Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by whom he loved, he said unto his mother, woman, behold thy son. En hy sê vir Johannes, behold thy mother. And from that hour the disciple took her unto his own home. Nou hierdie wat hier staan is ontsettend belangrik. Net die eenvoudigheid soos die woordjie behold. En dis 'n belangrike ding wanneer jy Bybelstudie doen, nie net een vertaling lees nie, want die Afrikaans staan nie eens daarin. Ek verstaan nie hoe hulle dit uitgee, want dit is baie duidelik in die oorspronklike taal is die woordjie idon. Dis presies hoe dit daar staan, en dit is, as jy dit uithaal, mis jy 'n groot ding van wat Jesus hier doen. Want hy wil hê, as hy vir hulle sê, wat die Afrikaans eintlik moes gesê het, vrou, aanskou jou seun. En vir Johannes, daar moes eintlik gestaan het, want dit is eintlik wat daar staan. Aanskou jou moeder. Dis nie net sien haar nie,
Dis nie net sien hom nie, dit is aanskou hom. Want dit wat Jesus hier doen, is nie net rondom die versorging van sy moeder nie. Dis eintlik die geboorte van 'n nuwe familie. Jesus het 4 broers gehad, en susters. Hoekom gee hy nie sy moeder oor aan die bloedfamilie nie? Want hy is besig om aan iets geboorte te gee. Haal jy die woordjie behaal die uit, dan sien jy nie die geboorte nie. Maar in elk geval, kom ek lees gou vir u. Markus 6 vers 3 sê, is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon? Hy het 4 broers gehad. 4. En is sy susters nie hier by ons nie? En hy het 'n klomp susters gehad. Hoekom gee hy nie sy moeder oor aan haar seuns en haar dogters nie? Hy doen nie dit nie. Dit sê, daar so een van hierdie ure vir die disipel haar in sy huis ingeneem. Dit beteken, hy het die verantwoordelikheid gevat vir Maria se versorging. Hy het haar in sy huis ingeneem. Sy is nie na die huis van sy broers of sy susters nie. Hy is nie terug na die bloedfamilie nie. Hy is oorgegee aan die geestelike familie. Want dit wat hier gebore word, is eintlik die begin van die huishoud van God. En dis hoekom hy sê, behold, aanskou. Dit beteken, moenie sien net met vleeslike oë nie, sien met geestelike oë. Want dit wat ek nou doen, is iets niets. Johannes sien en verstaan. Maria sien en verstaan. En hy het dit verstaan, daarom het hy haar in sy huis ingeneem. Want hy besef wat hier aan die gebeur is, hier is iets besig om gebore te word. Dis die geboorte van die huishoud van God, die huishoud van medegelowiges in Christus. Hoekom het hy haar nie oorgegee aan die broeders nie? Want dit sê hierso, en die fees van die Jode, Johannes 7:2, die hittefees was naby, en sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hiervandaan en ga na Judea, sodat die disippels ook u werke kan sien wat u doen. Want niemand doen iets in die geheim en soek tegelijkertyd om in iedereen se mond te wees nie. As u hierdie dinge doen, vertoon u self aan die wêreld. En dan sê vers 5, want ook sy broers het nie in hom geglo nie. Want ook sy broers het nie in hom geglo nie. Hy gee haar nie oor aan die fisiese familie nie, want die fisiese familie het nog nie tot geloof in hom gekom. Hy gee haar oor aan die gelowiges in hom. Want dis 'n nuwe familie wat tot stand kom, 'n geestelike familie. Die geboorte van die eerste kerk, 40 dae hierna word die eerste kerk gebore. Die huishoud van God kom tot stand, geestelike familie. En hierdie is 'n ontsettende belangrike ding wat hier begin. Behold en verstaan, want ek doen iets niets. Want ek doen iets niets. Ek wil gou vir julle lees 2 screenshots. To behold is to do more than just glance or look at something. To behold is to be captivated. When you behold something, you see it with your eyes, but you also hold your gaze on it in order to search and to understand. En dis die belangrike ding. Jy aanskou om te verstaan, om begrip te hê vir dit wat nou gebeur. If we take what we know from the Hebrew, Greek and the Old English definition, we think of the word behold as more of an intense indicator, something more along the lines of stop, look and listen. Don't miss this. This is super important. Or this changes everything. The word behold is alerting us that we want to pay attention so that we can truly see and thoroughly understand. We want to behold what comes next because it is so important. Flip het Connie, ek het nou goed Engels gelees. Dit gebeur nie elke dag nie. Jy lees ook nie goed Engels. Toe maar is net omdat jy naby my sit, wat ek nou baie met jou nonsens praat. Ek kan sien, Madeleine sukkel, sy lyk vir my na 'n kwaadjie. Kom ek lees gou vir jou 'n paar verse oor beeld. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. And behold, a woman who had suffered from a discharge of blood for 12 years came upon
behind him and touched the fringe of his garment. Maar behaal of om te aanskou is baie duidelik om dit wat nou hier gebeur te begryp. Want hier kom iets niets. Dis nie sommer maar net sien nie. En dit wat Jesus hier vir Maria en vir Johannes sê is aanskou en verstaan wat ek nou vir julle sê. Want dit wat ek nou sê gaan nie net om fisiese versorging nie. Dis die geboorte van 'n geestelike familie en daarom gee ek aan nie oor aan bloedfamilie nie. Ek gee oor aan geestelike familie. En hierdie is ontsettend belangrik as jy dink die rol van geestelike familie. Sy ma is stikkend oor dit wat sy sien met Jesus gebeur. Hy gee daai stikkende vrou nie oor aan die susters of die broers nie. Hy gee oor aan 'n geestelike kind. En hy sê, dis jou verantwoordelikheid. Versorg haar. Weet die ware versorging, daar's veronderstel om uit die geestelike familie dieper en meer intense versorging te wees van mekaar as wat bloedfamilie selfs doen. En dis wat Jesus eintlik hier deurgee. Hy's besig om die weg oop te baan, sodat die eerste kerk 'n voorbeeld kan hê om te volg. Hoe moet ons mekaar versorg? Wat is die intensiteit wat die geestelike liggaam hierdie versorging mee moet doen? En weet jy, Johannes en Maria verstaan dit. Want van daai uur af het hy haar in sy huis ingeneem. Weet Jesus sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Almal wat in sy naam glo is kinders van God, is dus geestelik familie van mekaar. Efesiërs 2:19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Elke gelowige wat gekom het tot die geloof in die Here Jesus Christus, het Jesus die mag gegee om kinders van God genoem te word, en hulle is deel van die huisgenote van God. Galasiërs 6:10, dis nogal 'n interessant een. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Efesiërs 4, en ernstig streef om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En hier wys dit, ons het een afstammeling en een pad vorentoe, ons kom eintlik uit een geestelike. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is, want ons is een familie, met een verlosser, met een Vader, met dieselfde lewe van Christus in almal van ons, met een hoop, een geloof, een eindbestemming. Dis een geestelike huishoud. En hierdie huishouding moet na mekaar omsien, selfs meer en intens as wat vlees en bloed sal doen. En weet jy, dis waar die eerste kerk aan die volgende kom. Jesus het gesê, behold, aanskou, verstaan wat ek nou doen. En hulle het verstaan. Handelinge 2 vers 44. Waar dink jy kom hulle hier aan? Aan daai kruiswoorde. Die derde kruiswoord het die weg gebaan vir hoe die eerste kerk gefunksioneer het en dinge gedoen het. Want Jesus het gesê, aanskou en verstaan wat ek nou doen. Die versorging van geestelike familie. En almal wat gelowig geword het was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle aandragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in gunt was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Wat jy hier sien is absolute versorging van mekaar. Nie bloedfamilie wat na mekaar kyk nie. Geestelike familie wat mekaar versorg. Dag tot dag broodbreek by huise. En elkeen word gegee soos wat hy nood het. Daar was absolute versorging. Waar dink jy kom hulle hier aan? Want dis die eerste ding wat hulle gedoen het toe die kerk gebore is. Dit kom van die derde kruiswoorde af. Jesus het gesê aanskou. En weet jy wat? Hulle het verstaan.
Want van daardie uur af het Johannes haar in sy huis geneem, en dit was die toonbeeld, of die weg wat Jesus oopgemaak het, om te sê, so wil ek hê, moet die huishoud na mekaar sien, selfs meer intens. Ek wil meer vertroue. Ek dink ons verstaan die intensiteit van wat Jesus daar doen nie. Sy ma is stikkend. Hy het soveel vertroue in 'n medegelowige, in sy broer Johannes, dat hy haar aan hom oorgee. Weet jy, God wil eintlik deur dit sê, die geestelike liggaam moet so funksioneer, dat daar meer vertroue moet wees in die geestelike liggaam se versorging, met pyn en smart en wat ook al daar mag wees, as die liggaam of familie in vlees en bloed. Dis ontsettende diep vertroue en verantwoordelikheid wat Jesus op Johannes gelê het. Geestelike familie. Geestelike familie. Kom ek sluit af met die volgende enetjie. Ek gaan nou nie 'n vreeslike klomp tekste daarvoor aanhaal nie. Jesus noem sy ma, en baie keer, hy noem haar vrou. Daar's nie een teks in die Bybel waar Jesus vir Maria sy moeder noem. Nie een nie. Daar staan wel, Maria was die moeder van Jesus, maar nooit het Jesus vir Maria moeder genoem nie. Nie een keer nie. Hy noem haar elke keer op die naam woman of vrou. Nou daar's 'n paar verskillende redenasies hoekom. Die een is, ek gaan vir julle net so 2 deurgee. Die een is, dit staan in die wet opgeskrywe, eer jou vader en jou moeder. Nou een van die maniere wat jy hulle eer, is rondom gehoorsaamheid. Jesus noem nooit vir Maria sy moeder nie, maar hy noem wel vir God sy vader. En een van die redes hoekom hy haar nooit moeder noem nie, want dan moet hy aan haar ondergeskik wees en hy moet aan haar gehoorsaam wees. En hy kan nie aan vlees en bloed gehoorsaam wees nie. Hy kan haar nie moeder noem nie. Want dan moet hy op 'n manier eer wat in stryd kan wees met die wil van sy vader. Hy eer op hierdie stadium die wil van sy vader, nie die moeder nie. Hy noem haar nooit moeder nie. Want hy kan nie aan haar gehoorsaam wees nie. Daarom sê hy ook by die eerste wonderwerk waar hy water in wyn verander, vrou, wat het ek met u te doen? Nou ek gaan nie nou ingaan op heeltemal, want baie keer klink dit of hy disrespekvol teen haar praat, vrou, maar dit is glad nie eintlik oor in die oorspronklike kultuur setup, is dit geensins disrespek teen, en hy praat eintlik mooi met haar. In ons kultuur klink dit of hy lelik is, maar is eintlik glad nie lelik, ek wil nie nou dit verduidelik. Maar hy sê eintlik vir vrou, wat het hierdie ding met my te doen? Ek kan nie nou na u luister, hy sê, vir my uur is nog nie gekom nie. Dit beteken ek is nog nie in die hande gegee van die mens nie. Die mens gaan nie nou met my doen soos hy wil nie. Daai uur sal kom, maar nog nie nou nie. Die rede hoekom hy aan die kruis vrou noem is die volgende. Maria het Jesus se eerste wonderwerk gesien. Sy weet dat Jesus is wie hy is. En hulle bespot hom, as hy die seun van God is, haal hy van hierdie kruis af. Dink jy op daai stadium in sy ma se hart, as sy weet, hy het die vermoë om nou hier af te kom, wat dink jy sou sy wou hê volgens haar wil? Sy sou wou, ek klim net hier af my seun, ek kan nie hierdie hare langer aanskou nie, kom net af my kind, moet net nie sterf nie, dis wat in haar hart sou lewe. En dis hoekom hy aan haar kruis noem, vrou, woman, want hy kan nie aan haar hart gehoorsaam wees nie, hy moet sterf. Hy kan nie optree volgens die wil van haar hart en volgens haar emosies nie. Hy moet nou doen wat die Vader wil hê, al kos dit sy lewe. Maar dis die een rede hoekom hy haar nooit moeder noem nie. Die ander een is natuurlik, daar's 3 hoofredes. Obviously woman, want wat was Eva genoem? Hierdie is vlees van my bloed, been van my been, en sy sal genoem word, die Engels lees woman of vrou. Hy koppel haar onmiddellik aan vlees en bloed, en hy kan nie gehoorsaam wees aan vlees en bloed nie. Hy is gehoorsaam aan sy vader. Die ander een het te doen met dat Maria nie veredel sou word hierna nie, wat die Romeinse Katolieke Kerk baie duidelik gedoen het, en hy probeer dit ook verhoed. Maar die rede hoekom hy haar noem vrou, is nie disrespek nie.
Hy kan nie nou sy vader en sy moeder eer, hy kan net sy vader eer, want hy is gehoorsaam aan die Vader. Dis hoekom toe hy ouderdom van 12 in die tempel toe vra hy vir hom, maar het jy nie geweet, ek moet besig wees met die werk van my Vader nie. Ek kan nie gehoorsaam wees, want ek is daar gehoorsaam. Maar kom ons sluit af.